Dit is leeg. Hier binne my lamp, hier binne my hart. Dit is asof die lig van diegene rondom my stadig opvreet, my duisternis staar. Ek smag na die olie, wat ek met die wêreld vervang het. En nou mis ek die dae, toe ek na die olie verlang het. Ek onthou nog my reis en die dae toe dit begin het, en ek sien weer al die geleenthede, al die kansse wat hy my gegee het. Die olie was gratis. Hy het gesmeek dat ek dit vat. 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Maar ek het gedink, ek het genoeg. Ek het gedink, ek is gereed. Ek kan nog olie kry voor die bruidegom kom. Maar die deur moes sluit. Hoe kon ek vergeet? Ek het gedink, ek het genoeg. Ek het gedink, ek is gereed. Maar die tyd is nou verstreke. Die olie is op. Ek was so verstrengel in die wêreld. Ek was so verkeerd. Ek ken jou nie, het die bruidegom geantwoord. Sy woorde proe soos gaal. Kan die heuwels my nou bedek, kan die berge maar op my val? Want ek het gekies dat die verlosser hom van my weg moet skeer. Dit is vreeslik, sonder genade, vrees aanjaend, sonder die bruidegom, dis so alleen, voor 'n geslote deur. Vriend en vriendin, die olie is nog volop, maar die tyd is so min. Die bruidegom is op pad, hoor tog hoe hy pleit, my kind kom kry vir jou olie. Aan watter kant wil jy staan, wanneer die genade deursluit? My kind kom kry vir jou olie, daar is nog tyd. Aan watter kant wil jy staan, wanneer die genade deursluit? Aan watter kant wil jy staan, as die genade deursluit? Goeiemôre. Ek lees die volgende. Verander jou gedagtes en jy verander jou hele lewe. Verander jou gedagtes en jy verander jou hele lewe. Is dit nie 'n groot waarheid vanoggend? Dat ons word baie keer so vasgevang in ons gedachtewêreld. Gedachtewêreld wat soms baie keer baie negatief is. Ons raak swaarmoedig. Verander jou gedagtes en jy verander die rigting van jou lewe. Nou ek wil graag saam met u lees uit Matteus 23 vanaf vers 25 tot en met vers 28 waar die Here Jesus die volgende sê: Wee julle skrifgeleerdes en fariseërs, geveinsdes, want julle maak die buitekant van die beker en die skottel skoon, maar binnekant is dit vol roof en onmatigheid. Hoor wat sê hy dan verder? Hy sê, blinde fariseërs, maak eers die binnekant van die beker en die skottel skoon, sodat ook die buitekant daarvan skoon kan word. Wee julle skrifgeleerdes en fariseërs, geveinsdes, want julle is net soos gewitte grafte, wat van buite wel fraai lyk, maar van binne vol doodsbene en allerhande onreinheid is. Die goeie nuus parafrase van die Nuwe Testament stel hierdie geleesde gedeelte so: Wag maar, julle skrifkenners en fariseërs, want julle speel net toneel voor mense. Anders gestel, julle is skynheilig, julle doen julle voor wat julle nie is nie. Julle is soos mense wat die buitekant van hulle bekers was en blink vryf, maar nie omgee hoe smerig en vuil die binnekant is nie. Is julle regtig so dom? Maak eers julle binnekant skoon van dinge soos geldgierigheid en vraatsig, dan sal julle vanself uiterlik reg leef. Maar wag, julle skrifkenners en fariseërs, want julle bluf net die mense, julle is soos grafte wat buite mooi versier is, maar binne vol stank en verrotting is. Ek wil graag my boodskaptitel vanmôre, harde woorde
Nou, was jy al in 'n geselskap waar iemand iets gesê het wat jou baie ongemaklik laat voel het? Jy het moontlik gedink, wel, dit is nou regtig onvanpas wat nou gesê is. Dit was nou nie baie taktvol gewees nie. Ja, mense kan baie onsensitief wees in hulle gesprekvoering, ondiplomaties, veral as ons voel daar word op tone getrap. Daardie dinge wat gesê word wat ons nie graag wil hoor nie. Is dit nie so dat in die dag waarin ons leef, ons graag in die gehoor gestreel wil wees nie? Paulus skryf aan Timoteus, daar in 2 Timoteus 4:3, want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie. Insiggewend is dit, hy praat met die gemeente. So hy sê, daar sal diegene in die gemeente wees, wat nie sal wil hoor wat die woord van die Here sê nie. Kom ons lees weer, want daar sal 'n tyd wees wanneer die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede. 2 Timoteus 4:4. En die oor sal afkeer van die waarheid, en hulle sal wend tot fabels. Ja, 'n tyd waar ek slegs sal luister na dinge wat my gemaklik laat voel, ook in die kerk. Dit wat ek voel vir my van waarde is. Solank ek net gemaklik voel, dis al wat saak maak. Waar die eie ek op die troon sit, maar die oomblik wanneer mense reguit met my praat, beskou ek dit as afbreekend, as kritiek, en ek wil nie daarna luister nie. Jesus trek egter in ons geleesde gedeelte die handskoene uit, en hy praat op die man af, harde woorde. Is daar dalk in sy woorde vandag vir jou en my 'n boodskap? Kan ons vanmôre hoor wanneer die Here met ons praat? Jy sien, dit is so maklik om vasgevang te word in ons voorkoms aan die uiterlike. Skenk ons soveel aandag. Hoe ons liggaamlik lyk, ons huise, ons families. Ons wil die mens beïndruk, maar baie keer laat ons na hoe die innerlike lyk. En ek wil dit vanmôre aan jou stel dat die innerlike word weerspieël in die uiterlike. Dit wat hier in die binneste aangaan, word weerspieël deur ons spraak en deur ons optrede. Het jy al 'n persoon beoordeel op grond van sy uiterlike voorkoms, daarvan gehou, maar later ontdek dat die voorkoms en persoonlikheid teenstrydig is met mekaar, nadat jy so 'n bietjie met hom of haar gekommunikeer het, dat jy sê, die voorkoms het jou beïndruk, maar die persoonlikheid, die karakter, nee man, ek hou nie daarvan nie. Ek is seker, jy het al sulke oomblikke in jou lewe beleef. Jy sulke mense ontmoet. Nou Jesus vertel onomwonde aan die mense dat hulle die klem laat val op die verkeerde plek. Dit is nie die uiterlike dinge wat saak maak nie, maar wel die innerlike. God stuur vir Samuel na Isaai om een van sy seuns as koning te salf. Baie bekende gedeelte daar in 1 Samuel 16 vers 7. Maar die Here sê vir Samuel, dit is nou nadat Samuel by Isaai aangekom het, en hom gevra het, luister, ek is hier om een van jou seuns te salf, as koning stuur hulle na my toe, sodat ek so 'n bietjie 'n onderhoud met hulle kan voer. Nou sê,
Maar die Here sê vir Samuel, kyk nie na sy voorkoms en sy hoë gestalte nie, want ek ag hom te gering. Want nie wat die mens sien, sien God nie, want die mens sien aan wat voor oë is, maar die Here sien die hart aan. Ja, God ken ons harte, hy ken ons motiewe, hy ken ons lewe beter as wat ons self dit ken. Kan ek vanmôre vir jou 'n vraag vra, vriend? Hoeveel tyd en geld spandeer jy aan die uiterlike? En hoeveel tyd spandeer jy aan die innerlike? Matteus 15 kom die Fariseërs en konfronteer Jesus met 'n vraag. Waarom oortree u disippels die oorlewering van die ou mense? Want hulle was nie hulle hande as hulle brood eet nie. En dan antwoord Jesus, hierdie volk nader my met hulle mond en eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. Dis 'n vertoon godsdiens. Ek wil vir jou sê, met groot liefde en respek, jy kan soveel kerk toe gaan soos wat jy wil. Jy kan selfs Bybel lees, jy kan selfs bid, maar as jy nie in 'n werklike verhouding met God staan nie, is jy soos 'n afgepleisterde graf. Lyk van buite dalk mooi, beïndruk dalk mense, maar dis nie jou uiterlike verhouding met mense wat saak maak nie, maar jou innerlike verhouding met God wat saak maak. Want as jy regtig 'n intieme verhouding met God het, dan sal dit uiterlik weerspieël word. Wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Matteus 15:11, nie wat in die mond ingaan maak die mens onrein nie, maar wat uit die mond uitgaan, dit maak die mens onrein. Dan verduidelik Jesus in Matteus 15:18, maar die dinge wat uit die mond uitgaan, kom uit die hart, en dit is wat die mens onrein maak. Hoe lyk jou hart vanmôre? Het jy dalk bitter gedagtes, onvergewensgesindheid, hier in die binneste? Hou jy dalk 'n front voor, wanneer jy in die kerk is. Maar wanneer jy by die huis is jy kwaad vir jou vrou. Jy is kwaad vir jou man. Jy skree op die honde en die katte en jou kinders. By die werk is jy onplesierig. Ou knorpot. Ja, ons kan seker baie negatiewe dinge kwytraak. Die punt is, hoe lyk jou hart? Wat is jou verhouding met God se woord? Hoe lyk die binnekant? Want uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreek, hoerery, diewery, vals getuienis, lastertaal. Dit is hierdie dinge wat die mens onrein maak, sê die woord van die Here. Maar om met ongewaste hande te eet, maak die mens nie onrein nie. Jy weet, ons lê baie keer soveel wette en regulasies neer. En ons wil ons geestelikheid daardeur toon. Dit is nie deur die wette onderhou wat jou werklik in 'n verhouding met God plaas nie. Nee, dis geloof, dis 'n verhouding met sy woord, om in gehoorsaamheid te leef, om in geloof te leef. Sien, die Bybel praat baie oor die hart. Hoe ons aan die buitekant optree, hoe ons lyk, ja, dis ook belangrik. Maar wat binne in die hart aangaan, dit het ewigheidswaarde. Dit wys wie ons werklik is. Ek wil dit aan jou stel. Die toestand van jou hart bepaal jou eindbestemming. Dit gaan bepaal of jy in die teenwoordigheid aan die einde van jou lewe gaan bly vertoef, al dan nie. Die harde woorde van Jesus roep vir jou en my tot selfondersoek. Hier is nie tyd en plek vir misleiding nie. Jy weet wat die toestand van jou hart is. Ek wil vir jou sê, jou lewenswyse
verraai die toestand van jou hart. Kan ek dan afsluit deur 'n vraag aan jou te stel? Wat is jou werklike verhouding met die Here? Hoe staan die saak vanoggend? Ag, ons leef in tye wat gevaarlik is, wat moeilik is. Ek glo die koms van die Here Jesus is nader as wat ons ooit besef. Daar is nie meer tyd om godsdiens te speel nie. Kom ons dien die Here voluit. Kom ons gee ons allerbeste vir hom. Hoe staan die saak dan vandag? Is jy dalk soos 'n afgepleisterde grafsteen, van buite mooi, maar van binne vol doodsbeenere? Vriend, ek wil jou uitdaag. Ek wil jou uitdaag, gee jou allerbeste vir die koning van alle konings. Hy het sy allerbeste vir jou gegee. Kom ons bid saam. Here, wanneer ons vanmôre na u woord kyk, dan word ons bewus van dat u met die mens reguit praat. En dan daag u ons om eerlik met onsself te wees en hierdie vraag te beantwoord. Hoe staan ons saak werklik met koning Jesus? Is ons gereed om God te ontmoet? Dan wil ek sê, Here, indien dit dalk nie die geval is nie, indien daar dalk 'n onsekerheid is, dan wil ek bid in Jesus naam dat u in hierdie oomblik aan elkeen die krag en die genade sal gee om in alle eerlikheid voor u te buig, hulle sondes te bely en u genade te aanvaar, u vergifnis. Want u sê in die woord vir ons, as ons sondes bely, is u getrou en regverdig om ons van hierdie sondes, hierdie ongeregtighede te reinig, ons oortredinge van ons te verwyder en nooit weer daaraan te dink nie. Dankie vir groot liefde, dankie vir groot genade. Dankie Here dat u ons binnekant, ons harte, ons lewens kom reinig met u kosbare bloed. Ons bely ons oortredinge voor u en ons aanvaar u genade. Ons maak u die koning van ons lewens, aan u die lof, die eer en die dank, in Jesus naam. Amen. Jy moet 'n mooi en geseënde week hê. Mooi loop. Vrede vir jou. I read of a man who stood to speak at the funeral of a friend. He referred to the dates on the tombstone from the beginning to the end. He noted that first came the date of birth and spoke the following date with tears. But he said what mattered most of all was the dash between those years. For that dash represents all the time that they spent alive on earth, and now only those who love them know what that little line is worth. For it matters not how much we own, the cars, the house, the cash. What matters is how we live and love, and how we spend our dash. So think about this long and hard. Are there things you'd like to change? For you never know how much time is left that can still be rearranged. If we could just slow down enough to consider what's true and real, and always try to understand the way other people feel. And be less quick to anger and show appreciation more, and love the people in our lives like we've never loved before. If we treat each other with respect and more often wear a smile, remembering this special dash might only last a little while. So when your eulogy is being read with your life's actions to rehash, would you be proud of the things they say about how you spent your